Goeiemôre. Dit is vanoggend die 5de Julie. Mag die Here met julle wees. Kom ons bid saam. Here, gee dat ons u voorbeeld van opofferende liefde sal navolg. Here, gee dat ons sal omgee vir die wat siek is, vir die armes, vir die buitelanders wat tans swaar kry in Suid-Afrika. Amen. In my vorige 2 preke het ek gefokus op Paulus se brief aan die Filippense. Volgens Paulus moet ons Jesus se voorbeeld van opofferende liefde navolg. Paulus self het die gemeente in Filippi bemoedig en ondersteun, selfs terwyl hy in die tronk was. In my preek vanoggend gaan ek fokus op hoe die vroeë Christene prakties Jesus se opofferende liefde uitgelewe het. Ek gaan spesifiek fokus op die sorg van siekes tydens die pandemie in die jaar 250 na Christus. In die Ou Testament lees ons reeds van die noodsaaklikheid dat ons weduwees versorg, dat ons kyk na weeskinders en dat ons kyk na vreemdelinge as ook die wat siek is. In die boek Esegiel vermaan Esegiel die volk in hoofstuk 34 vers 4 en hy sê die volgende: Die wat swak is, het julle nie laat sterk word nie, en die siekes het julle nie gesond gemaak nie. Die met gebreekte bene het julle nie verbind nie. Die wat verstrooi is, het julle nie teruggebring nie, en die wat weggeraak het julle nie gesoek nie. Maar met mag en geweld het julle oor hulle regeer. En volgens Levitikus 19 vers 18 moet jy jou naaste lief hê soos jouself. Nou die Grieke en Romeine het wel 'n sterk burgerlike kultuur gehad. Hulle het waarde geheg aan beskermheerskap, aan weldadigheid, aan gasvryheid, openbare vrygewigheid en burgerlike plig. Ryk burgers het baddens, tempels, spele, graanuitdelings en openbare geboue befonds. Hulle het geld bewillig vir feeste en soms noodlediging tydens krisisse befonds. Hulle het egter nie die behoeftiges, die siekes en die geringstes uitgesonder vir spesiale sorg nie. In daardie tyd het die stoïsisme, 'n filosofiese sisteem, 'n baie sterk rol gespeel. Maar hierdie sisteem was hoofsaaklik aangehang deur opgevoede elites, deur die wat in mag was. Die stoïsisme het 'n sterk fokus geplaas op selfbeheer, op geregtigheid en burgerlike pligte. Hulle het 'n universele moraliteit ondersteun, gebaseer op gedeelde rasionaliteit en lidmaatskap van een kosmiese gemeenskap. Die stoïsisme het egter gewaarsku teen medelee en het dit gesien as 'n irrasionele emosie, 'n swakheid. En ons sien selfs vandag is daar bekendes soos Elon Musk wat dieselfde houding het teenoor medelee en empatie. In kontras het die vroeë Christene die georganiseerde sorg vir siekes en armes gesien as sentraal tot hulle identiteit. In Matteus 25 vers 40 lees ons: Ek sê vir julle, wat julle ook al vir een van hierdie geringste broers van my gedoen het julle vir my gedoen. In Romeine 12 en ook in Kolossense 1 vers 18 sê Paulus dat ons elkeen deel is van een liggaam in Christus, met Christus aan die hoof en die kerk as die fisiese liggaam van Christus op die aarde.
Die geringstes word dus nie gesien as buitestanders nie, maar as deel van Christus se liggaam. Soos God sy liefde deur opoffering openbaar, moet ons as mense ook ons liefde openbaar deur opofferende liefde ter wille van mekaar. Nou ons wonder baie keer hoe het geneeskunde gelyk in die Romeinse tyd. En ek gaan kyk na een bekende dokter, Claudius Galenus. Hy was bekend vir sy publieke mediese demonstrasies. Hy het byvoorbeeld gedemonstreer dat as jy 'n spesifieke senuwees van 'n vark afbind, dan kan die vark nie meer geluide maak nie. En as jy die afbinding weer wegneem, dan kan die vark weer geluide maak. Nou Galenus sou in vandag se wêreld in groot moeilikheid gekom het met diereregte aktiviste. Die Romeinse wêreld of die mediese wêreld in daardie tyd was 'n wêreld sonder narkose, sonder antibiotika, sonder ekstrale, sonder kennis van kieme, byvoorbeeld bakterieë en virusse. Galenus het op eksperimentering gefokus en kennis verwerp wat bloot op gesag gebaseer was. Hy het logika, eksperimentering, anatomie, ervaring en bemeestering van metodes gekombineer. Sy anatomiese eksperimente was egter meestal op diere, en diere verskil van mense, so hy het wel 'n paar foute gemaak. Nou daar's 'n treffende historiese ironie hierso. Galenus het die Christene, die Jode en mededingende dokters gekritiseer, omdat hulle dinge op gesag aanvaar het, sonder demonstrasie of bewyse. Tog het Galenus self na sy dood een van die grootste gesagsfigure in die geskiedenis van geneeskunde geword. Die Romeine het reeds 'n wye verskeidenheid chirurgiese instrumente gebruik, met van hierdie instrumente wat nog vandag gebruik word. Operasies is egter gedoen sonder narkose. Nou hulle het operasies gedoen op soldate wat beseer is tydens 'n veldslag en ook op beseerde gladiators. Dokters het nie noodwendig hulle hande gewas voor operasies nie, meestal slegs na operasies om bloedvlekke te verwyder. So infeksies na operasies was dus baie algemeen. Dit was eers in die jaar 1847 dat 'n Hongaarse dokter, Ignaz Semmelweis, aanbeveel het dat dokters hulle hande behoorlik was voordat hulle operasies doen. In die Romeinse tyd was daar 'n paar dodelike epidemies. In die jaar 165 na Christus was daar 'n epidemie in Rome en die Romeinse Ryk wat gelei het tot die sterfte van meer as 1/3 van die bevolking. Dit was heel moontlik pokke en selfs die keiser Marcus Aurelius is dood tydens hierdie epidemie. Galenus, die bekende Romeinse dokter, het gevlug uit Rome en gaan bly in sy tuisdorp Pergamon in die platteland. Dit was algemeen tydens pandemies dat die elite gevlug het uit die stede. Galenus het egter opgemerk dat die Christene nie bang was vir die dood nie. In die jaar 260 na Christus was daar 'n epidemie in Alexandria. Dionysius was die biskop van Alexandria. Hy was dus die leier van die Christelike kerk daar. En in sy brief aan die gemeente tydens Paasfees skryf hy die volgende: Most of our brother Christians showed unbounded love and loyalty, never sparing themselves and thinking only of one another. Heedless of danger, they took charge of the sick, attending to every need and ministering to them in Christ. And with them departed this life serenely happy, for they were infected by others with the disease, drawing on themselves the sickness of their neighbors
and cheerfully accepting their pains. Many in nursing and curing others transferred their death to themselves and died in their stead. The best of our brothers lost their lives in this manner. A number of presbyters, deacons, and laymen, winning high commendation, so that death in this form, the result of great piety and strong faith, seems in every way the equal of martyrdom. So Christene het hulle liefde bewys deur te sorg vir die wat siek was. Maar in die proses het baie van hulle self siek geraak en baie is oorlede. Verder skryf Dionysius, the heathen behaved in the very opposite way. At the first onset of the disease, they pushed the sufferers away and fled from their dearest, throwing them into the roads before they were dead, and treated unburied corpses as dirt, hoping thereby to avert the spread and contagion of the fatal disease. But do what they might, they found it difficult to escape. So ons sien hierso die heidene die teenoorgestelde gedoen. Hulle die wat siek was, weggestoot en gelos in die strate. Hulle het alles in hulle mag gedoen om die siekte te vermy. Hulle kon egter nie die siekte vermy nie. Nou baie sal sê Dionysius was bevooroordeeld as 'n Christen en het die heidene in 'n slegte lig geplaas. Sy beskrywing pas egter by beskrywings deur die heidene self. So ons sien in die jaar 431 voor Christus was daar 'n soortgelyke plaag in Athene. Thucydides beskryf dit as volg. The doctors were quite incapable of treating the disease because of their ignorance of the right methods. Equally useless were prayers made in the temples, consultation of the oracles, and so forth. Indeed, in the end, people were so overcome by their suffering that they paid no further attention to such things. Hy skryf verder. They died with no one to look after them. Indeed, there were many houses in which all the inhabitants perished through lack of any attention. As for the gods, it seemed to be the same thing whether one worshipped them or not, when one saw the good and the bad dying indiscriminately. Die siekes is oorlede sonder enige iemand om vir hulle te sorg. In sommige huishoudings is almal oorlede, omdat niemand vir hulle gesorg het nie. Die Griekse gode kon niemand help nie. So ons sien hierso Thucydides se beskrywing oor hoe die heidene opgetree het in Athene is baie soortgelyk aan hoe Dionysius dit beskryf het in Alexandria, hoe die heidene opgetree het. Thucydides skryf egter die volgende. Daar was egter 'n paar mense wat oorleef het en hulle het probeer sorg vir die siekes. Die mense het agtergekom dat die wat herstel het van die siekte nie weer 'n tweede keer siek geword het nie, of ten minste nie gesterf het die tweede keer wat hulle die siekte opgedoen het nie. So ons sien hierso dat Thucydides reeds in 431 voor Christus besef het dat mense immuniteit kan opbou indien hulle herstel en dat alle pandemies dus tot 'n einde kom. Nou, moderne navorsing het gewys dat basiese sorg vir die wat siek is, sterftesyfers drasties kan verlaag. William McNeill het in sy bekende boek Plagues and Peoples van 1976 die volgende geskryf. When all normal services break down, quite elementary nursing will greatly reduce mortality. Simple provision of food and water, for instance, will allow persons who are temporarily too weak to cope for themselves to recover
instead of perishing miserably. So volgens Rodney Stark het die sorgverseekers deur Christene in 260 na Christus in Alexandria die sterftekoers onder Christene wesentlik verlaag. Die hoë sterftekoers het die heidense gemeenskappe verwoes en baie van die wat oorgebly het by Christelike gemeenskappe ingeskakel. Dit het dus tot gevolg gehad dat die Christendom drasties gegroei het in hierdie periode. En teen die jaar 313 na Christus het die keiser die vervolging van Christene stopgesit en Christene kon wettiglik hulle geloof beoefen. En 70 jaar later, teen die jaar 380 na Christus, het die Christelike geloof die offisiële godsdiens van die Romeinse Ryk geword. So ons sien hier dat so 20 jaar vroeër sê die Romeinse heerser Julian dat die heidene nie naastenby so goed sorg vir armes en siekes soos die Christene nie. Julian het geheers van die jaar 361 tot 363 na Christus en hy sê die volgende: The impious Galileans support not only their own poor, but ours as well. Hy verwys na die Christene as Galileans. Hy gebruik die woord impious as 'n negatiewe beskrywing van Christus, van die Christene, maar hy erken wel dat die Christene omgee vir die armes in hulle gemeenskap en selfs die armes buite hulle gemeenskap. Nou Julian wil graag sien dat die Grieke en Romeine ook vir mekaar sorg, net soos die Christene. Hy merk op dat die Christene omgee vir mekaar, nie net vir hulle eie armes nie, maar selfs vir armes wat nie Christene is nie. Julian het die Christendom gesien as ateïsme, omdat hulle die tradisionele Griekse en Romeinse gode verwerp het. Hy het probeer om die Griekse en Romeinse godsdienst te hervorm en te herstel. Maar dit was die einde van hierdie twee tradisies. En teen die jaar 380 na Christus het die Christendom oorgeneem. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen. Dankie, totsiens.